Honestly, we appreciate all of you so much. We'd love to chosen to come and spend some time with you. And yeah, I just, what I would like Bye! Love you, Mom! Julle dadelik vandag die lou vir 100 myl. Of ek gaan probeer. Ek maak maar net hierdie video met te deel met my vriende en familie en om die lesse wat ek leer te dokumenteer terwyl ek dit maak. Die foto wat ek maak en die idees wat ek krijg en ek alles op die video probeer sit vir myself en vir julle wat er al die vloekwoorde uitsnij en try dit geniet, dit is baie mooi so. Ons is nou vrijdag aand en ons gaan nou in die nacht in. Ja. Anyway, ek gaan nie te veel video maak nie, maar ek sal die mooie stuk afneem en die seer stuk afneem en die lekker stuk af. So moet kyk wat ek doen. Ek het nie regtig geplan nie. Maar nou ja, here we go. Wat moet ek sê? Lap distance is 7 kilos, 6.98 kilos. 44 minutes actually. En my hart is in die rooi. Ja, ek weet nie of daai fout gaan wees nie. Ek sal dit weer sê. Oh wee. Okay. Ek het nou weer gedink om te sê, my hart was in die rooi nie. Hy was 160. En ek kram so. Ek sal aankom om zijn tweet hou, maar dit gaan nie so gauw gebeur nie. Hy is so 151. 153 al rond. My strategie is om nou 'n bietjie te druk, wat 'n baie stupid strategie is vir 'n ultra. Maar ek kyk hoe ver ek deur die nag kan kom, sodat wanneer dit warm raak, ek kom nie so in die rooi te hoef te druk nie. Ek sal maar sien wat gebeur, ek weet nie wat ek doen nie. Dit is my eerste een. En jy kan mos net iemand anders se foute uitleer, jy weet. Jy moet nou jou eie foute maak. Oei, daar is nie klaar, man. Ek weet nie of jy lang kan sien. Ek wil nie omvang nie. As ek omvang, weet ek sien moeilikheid. Anyway, as ek 'n bietjie meer informasie. Miskien hou ek dit vir myself. En edit dit uit, of ek weet wat ek gaan doen nie, maar oei. Kyk hoe mooi. Yep. Ja, is wel lekker in hierdie minimal skoene insteek. Yep, ja. Maar goed my net laag, dat jy nie so hoog op hom trap nie. Ja. Skop hom maar liewes. Hey. Very nice. Dit 'n bietjie bees. Ja, 'n bietjie beeste, is al in hulle habitat. Ergens hier het ek geskok laat. Oh. Hier.
Dit is die oor. Stop draad jy al van daar aan. Oh, hier is 'n stukkie wat... Ek sal dit op video kry vir hierdie jaar. Hallo, ons klim na hierdie bult. Ek weet nie wat die aangaan nie. Ons is 5 uur, sê maar 20 minute in 43,6 kilo's. En hier is, kyk as jy nou nie. Maar altyd is currently 92. Mooi man. Wat ek nie dink waar is nie. Top wat. Ek het nog steeds een bietjie aan Herman vastgehaak. Dit gaat lekker. Dis hoe het voor ons lyk. En dis hoe het agter ons lyk. Okay. Ek neem aan nie so baie mooi view wat ons nou nie kan sien. Dis so môre genoeg. Ja. Ek sal weer afneem. Iets gebeur. En Herman gaan verduidelik. Man, ons het gestap. Dis hier 'n bosvark voor ons in die pad. Maar 'n moorsie een. Wat is 'n kleurpenne van sel? Dis skynend. Ja, ons sal nog nie so erg nie, as ons nou so bad, 46, 47. Ja. Ons is nog alright, geen bosvark nie. Kom maar sê van die 200 myl. O, wat van dit? O, ek hoor jou. Dis wie jy sê. Skus, ek laat dit sien hier. Ja. As ek ooit begin dink aan 200 myl, kyk hierdie video, jy gaan dit nie doen nie, Hermanus. Nee. Raai, dankie vir self. Wat is hy? Ek het jou verkeerd verstaan. Ek sien nou dit. Ons is net by Echo gewees. Dit is die uitstation met Sandra en Tinus ran. Lekker om hulle te sien. Herman het 'n probleem met sy koplig gehad. Soos hy doen nog 'n bietjie sukkel met dit. Ek is lank besluit om stadig aan te beweeg. Ons ou op ons hake. Soos ja. Anyway, ek wil lekker saam met Herman gehad, ek hoop hy vang my weer. En ja, ek kom geselskap te hê. Ek is nou nie alleen vir 'n ruk. Ons gaan nou nog aan hierdie pad. Ek kan die lyntjies sien. Dit is 2:30 in die nag of 25 voor. Die hangen vir jou wel afrond. En dan sê ek nou 63 kilo's in 8 uur en sê maar 34 minute. Snaaks om so aan te dink. 63 kilo's. Dus daar is nog net 100 kilo's oor. Neem maar die pad af. En dus ek myself afneem. En ek het so nie dat niks kan sien nie. Anyway. 100 kilometers to go. Maar jy kyk hier so daarna nie. Ja, het loop net. 8 station to 8 station. En toe, ja, het was in die reisbriefing gesê. 8 station to 8 station. And then you will run out of 8 station and then you're done. Ja, so dit is wat ek doen, dis die plan. Alright. Weet nie of ek weer in die nag 'n video gemaak, ek sal sien. Maar so far so good. My briekspiere voel ek seker. Dit is maar altyd wat met my gebeur. Maar voor kan julle reflektors sien, dink ek. Dit is hoe die wys waar ons moet gaan. Alright there. Wat hier later. 81.5. Nou is halfpad. Die son is nou op. Wel, die son is hier op hier. Hy is nog net lig. Hy is nog agter die berge. Baie mooi hier so. En ek shuffle maar net. En dis hoe jy shuffle.
Ek hou die camera nou reguit. Ek draai koekie. Ja, ek het koekies. Nog 2 maal te weg. Ek hou die camera nou reguit. Kijk hier die monster. Hy wil ophou nie. Dit lijkt nooit zo stil op een camera nie. Ek mag nie. Maar jy net waarmee ek moet deel. Oh, lekker. Yes, dude. Never look down. Dit is lekker om af uit te loop. Een beetje ander goed as werk. Oh my days. Hierdie ding is. En ek het nou net begin klim. En ek dink hy is 3 kilometer lang. En dan gaan ek so afgaan ook. En dan gaan ek die regte beeld van die dag klim. So dan gaan vir julle wys. Hoe lyk hy? Laat te kyk. Ek wag nog steeds aan dieselfde koekie. Ek vergeet om te wys. Dit is my flippin' cool hoed. Sal dit nog nie beter geraak nie. Daar sit hy. Hey. Gaan vir my 'n bietjie stadiger maak. Oh my days, is bright en warm. Dis nou 6:30. Ek is 12 uur en 'n half uur. Dit is 12 en 'n half ure aan die gang. Het is letterlijk net te veel moeite om nog te druk. Ek weet nie waar ek is. Maar ek weet met die flippen wat ek sal druk. ...91 kilometer. Wat van 'n half ure. Pace is basically agteruit. Hierdie bald. Dis nie groot nie. Ek het gelieg toe ek sê, ek gaan volgende groot bald wys. En hierdie ene moet ek nou mee deel. Hy is nou 'n bietjie beter dan. En in die bright side kyk. This hill is cray. Dus hoe de fuck moet die 200 mijl mensen nog hier opkomen? Ja, so ek dink hulle moet seker 'n pad vat. Ja. Dis is lekker dat hierdie bad boys. Hier bang. Hier het dan vir breakfast, hè. Let's breakfast. Sien hier. Wat kan nou weer? Breakfast dan. Ek dink nie ek spoor nie, maar ek is spoor regs stuk. Hier gaan hy nou weer op.
En ek dink daar het nou net 'n bobbejaan vir my. Oor die pad gehad, loop julle gaan nou oor. Not cool, man. Oh, god, damn it. Een bobbejaan bevaait die. Dat sal nou nie lekker wees om te doen nie. Kijk, ek sien my baie kant, maar ja, dit is 'n groot ja, nou is dit nie. Ai, wat doen mense as daar bobbejane is? Wat net hulle bly. Ek seker hier is nie map bobbejane nie. Waar gaan ek nog? Een van bobbejane fabriek is die. That's my favorite thing. Ek as die bobbejane 'n groot distraction en ek saf het in die bult uit. Hy het nou 'n draai daar gemaak. Ek weet nie of het 200 mijl oor het gekyk, maar hier heel respek vir julle my bros en brodette, want en Herman, as jy hierdie video kyk, ek dink ek gaan 100 mijl op die treadmill doen voordat ek 200 mijl hier doen nou. Hey Walter. Just saying. Hy sal weet waar het gaan. Okay. As ek nou net baie gemou net, en as ek vir julle die goed wys, dan ek seker ook die sleg wys. Kyk hoe sleg is dit. Aftrand met mis. Obviously is daar 'n grap, ek sê sarkasties. Ek het hierdie stuk nou so baie geniet, ek het vergeet om 'n video te maak. Dit is so cool. Dit is nou aan die ander kant af. Dit is afdrand wat nie so cool is nie, maar dit is baie cool. Daar is ons merker. Ek is op die regte pad. Ja, sien. Ek love hierdie stuk. Ek gaan net hou. Kijk ek op die camera skerm, ek moet kyk wat trap. Check net hoe crazy is dit. Wow! Ek het nie 'n video gemaak soos ek in die bult opkom nie, maar dit is die grootste bult van die dag. Ek dink ek's bo. Yes, ek's bo. Die groen het ek al gedoen, die blauw moet ek doen. Kyk, fuck. Crazy. Crazy. Ek het net al my energie gebruik om te kom, ek kon nie video maak nie. Dus, dit is die boekant. Dit was lang en zwaar. Daar is ons die beacon. Ja. Maar ek gaan nog gaan raak. Net om te sê ek het
en hierdie video's wys. Oh my days. Check net dit uit. Ja. Anyway. Ons verder. Kan jy nou hier so seil? Ek kan nie die hele pad afneem, ek het baie video's gemaak. Ek gaan 'n bietjie neem hierso. Dit is eintlik van Wax me, wax on, wax off. Wait, it's gonna get back in your eye. Yo, thinking of an hell like fucking me out because I'm like sunburned. She is so worrying about you. She sent me like gazillion messages. What is myself doing? I caught Shaman Madeline is not so worried. man. Good old man. She's very chill. She read the book this morning. Gaan afset. Ja, dankie. Very sweet. Come on. That was too far Easy, smart. The wheels in my video. What? The wheels. Baie warm. Moet kwart voor 2. Ons is 20 uur en 16 minute in. Dit is so 133 distance. En ek weet nie die res. Ek weet nie wat nog belangrik is nie. En ek chill nou hier, ek moet afkoel, ek wil dood gaan. We're home, buddy. Look at this waterfall. We are flipping home. Hello! Holy mama! Hey, hallo. Dis nou 'n week later vandat die reis begin het. Ek is nou sommer op 'n recovery walk hier terug in Woester. En ja, dis 'n week later as die reis begin het. En nie 'n week later wat die reis geëindig het nie. Julle kan self daai som maak. Ja, ek het die video gister en eergister so klein bietjie geëdit. Minimal edits, ek gaan nie baie moeite daaraan spandeer nie. Dit is net om alles op te neem wat om my gebeur het daai tyd. En bietjie te deel met die mense en notas vir myself te maak. Ja. En as ek hier terug in Woester. Kyk, lyk so klein bietjie anders te hier as waar ons was. Anyway, ja, soos ek nou gesien het op die video ook, ek het dit geweet, dit gebeur wanneer dit gebeur. Ek het baie gepraat in die begin,
baie meer. Ek het baie groot stukke nie afgeneem nie. Obviously, dit is so 24 uur mission. En ja, na die einde toe het ek baie minder gepraat, soos het begin taaf raak het, warmer geraak het en die sweet by my was, het ek maar net besluit om bietjie meer aandag te gee wat om aangaan, in die game te bly en lewendig en heel by die huis te kom. En so het dan in elk geval haar GoPro gehad, soos ek het van haar footage gebruik, dus kom het so klein bietjie anders te lyk, en dus kom met so klein bietjie anders te lyk. Dink ek het dit nou 2 keer gesê. Ja, ek het 'n paar notas gemaak. Ek gaan net vinnig hier deurpraat en hooplik maak ek die video nog te lank nie. Ek dink is klaar vir die 25 minute op die oomblik. Anyways, my recovery gaan goed. Hoe dit gewerk het is, die eerste 2 dae na die reis was ek verskriklik seer gewees. My voete veral, my bene ook. Ek het hierdie 2 spiertjies op my shin verskriklik baie. Ek maak dit probeer wys. Dit was hier so aan die buitekant gewees, al 2. Daarso. En dis nog steeds, miskien kan ek dit voel, as ek my voet so 'n bietjie optrek. Ek neem maar aan is omdat die terrein baie anders is as wat ek gewoond is. Jammer, ek draai die kamera agter my kop hou, laat die wind nie so pla nie. Dis hoekom julle nou so naby is. En wat vir my nogals mal was, hier sit my klere hier in die woestyn. Wat vir my nogals crazy was, is hoe die tyd verby gegaan het. Ja, dit voel nie vir my soos 'n week later nie. Maar dit voel of ek elke dag 'n bietjie meer bykom. Ek het baie brain fog aan die begin gehad. Goed is gedoen en dan vergeet ek wat ek doen. Maar ek sou algemeen ook so sê, ek dink dis net 'n bietjie ge-amplify daai. En dieselfde met die reis ook. Ek het gevoel dat die reis, soos ek was baie meer conscious aan die begin en later in die reis het goed as verby my begin blur en dit is nie gewees soos ewe skielik is ek klaar nie, maar ek kan nie baie recall van die laaste sê nou maar 15 kilos. Ek sê die hele tyd die laaste 15 kilos was die ergste, obviously, maar dit was nie die ergste as jy kyk na die profile en na die conditions nie, maar dit was nogals moeilik om daar in te hang. Maar ja, toe later daar praat. En ja, ver was die recovery baie goed so ver. Ek soek iets. Ek wil nie die video daar laat gaan nie, maar ek wil dit ook nie net afskiet nie. En ek voel baie voorbereg en baie bly om dit te kon gedoen het. Voorbereg. Fortunate, kom ons sê. Ek is kwaad Afrikaans, maar party woorde is net die it's not right. Anyway, ja, soos ek het tweede gekom in die event en ek voel baie bly. Ek was nie reg vir dit. Ek het nie geweet wat om te verwag nie. Ek het baie hard hierdie jaar gewerk vir hierdie ding en ja, ek was self 'n bietjie verbaas toe dit gebeur het. En ja, dit is besig om in te sink. Ja, ek dink dit is 'n goeie tyd of 'n goeie manier om 'n jaar van oefen af te sluit. En sommer in dieselfde tyd wat ek dit wil sê, Herman, 'n vriend van my van Woester, jy sal hom baie op die video gesien het. Hy het toe eers gekom en ek is verskriklik baie bly dat hy eers gekom het. Hy verdien het verseker. En ek is bly hy's terug. Hy het 'n bietjie van 'n jaar gehad. Dis al wat ek daar gaan sê. Not my story to tell. En yes, wat 'n manier om dit te doen met sy beste tyd op hy course. En ja, ek wil nou net
weet nie of hy die video gaan kyk nie, maar ek wil vir myself even dankie sê. Ek het baie vroeg aan hom vasgehaak en hy het my baie mooi gehelp deur my inexperience op die roete en ja, was dit 'n bietjie van 'n chase gehad op die einde. But ja, ek sal sê experience het daar gewen. Baie wel done, Herman, met jou tyd en alles. Dit is baie cool. En die res van julle moes ook aan nog geluister het. Alright. En nou dat ek dankie sê vir mense, Sweta my pacer, best pacer ever. Baie dankie. Ek gaan nie nog 100 keer vir jou dankie sê nie. En dan is dit Sean en Sheena, onthou ek jou naam. Vir dit om te organise. Julle het my dadelik tuis laat voel en dat ek ja, by die huis is daar. Dankie vir die welkom. En ja, dan kan ek nie vir Sandra uitlos. Sy het my baie beteken hierdie jaar. Julle mense sal nie hulle almal ken nie, maar ek voel net ek wil 'n bietjie van my tyd vir my video vir hierdie mense baie dankie vir sê, want hulle het regtig vir my baie beteken hierdie jaar en dit definitief moontlik gemaak om hierdie te doen. So is luister hierna. Moenie skiep nie. En dan my WhatsApp groep wat ontplof het. Dit was so cool geweest. Dankie julle almal op die WhatsApp groep. Ek kan er niemand se name uit. Ja, en dan ek sê almal op die WhatsApp groep, baie dankie. Ek gaan nie my ouers uitcall, ek gaan nie my girlfriend uitcall nie. Maar dankie vir julle ook. Julle is awesome. Ja, cool, hier gaan ons aan. Verder is my net nou toe self. Oor my gear praat. Ek het skoene Frontline op hierdie Assault. Ek het hierdie skoene vandag weer aan. Ek het hulle mooi gewas want hulle verdien dit. Dis baie minimal skoene. Ek voel net dat ek baie meer efficient is in hulle. Ek weet nie hoekom nie. Hulle weeg omtrent dieselfde as my ander skoene wat baie meer soos normale skoene is. Ja, ek love it en ek sal weer met hulle hardloop. Soos ek sê, nou toe self. Ek sal miskien volgende keer net een size groter koop en kyk hoe werk dit. En dan is dit die pale. Pale is great. Ja, dit is al wat ek wil sê, dit werk fantasties. Ek het een gebreek, maar dit was user error en definitief nie die pale skuld nie. My sak is fantasties. Miskien sit ek foto's op soos ek hier aangaan. Hy was nog nooit te groot gewees nie. En op hierdie event het my gevoel of hy dalk 'n bietjie te veel spasie in het, omdat die compulsory gear nie so baie is nie. Soos as ek dalk iets wil doen, kan ek dalk vir my 'n kleiner sak kry en kyk of alles dalk inpas. As ek hierdie reis spesifiek weer gaan doen, mag ek moontlik dit dalk doen. My running belt, ek voel die running belt is net baie nodig. Ek gee nie om oor my spesifieke een nie. Ek het nou 'n nuwe ene, maar hy werk net so goed as my vorige ene. En dan die klere was net klere gewees. My broek het fantasties gewerk. En die hemp het ek gekry by die event, met registration, soos, ja, dit was net 'n hemp, baie cool hemp, maar, ja, ek dink nie, ek hoef enigiets daar te verander nie. Ek het 'n ice bandana gehad, fantasties, en, my is goed, hy is ook nog hier, en ek dra hom met trots. Ja, dit is basically my gear. Nutrition. Trek soveel in jou keel af soos jy kan inhou. Ek het meestal, langstel, okay, nou toe self, 90 carbs per uur ingevat. Dis 1 joule met 1 open fuel. En ek het later in die reis toe my pacer bykom, het sy vir my 2 joules in 'n uur gevoer. En dit het ook baie goed af met 'n open fuel 'n uur. Soos daai werk uit baie naby of presies op 120 carbs per uur wat ek nog nooit ingevat het nie. Nothing new aan reisday, maar ja, en dit het gewerk. Ek het so ek dink op 7 kilos voor die einde en
op ek dink 5 kilos voor en het my maag so 2 keer gedraai. En toe het ek 'n bietjie, toe het ek dit maar net laat gaan. Nou die laaste kilos het ek gedoen sonder enige nutrition. Die game gehang met trane wat in my wange afloop. Dit was rof, maar ek het niks nodig gehad met eet daai tyd nie. Anyway, ek dink dis dit. Baie dankie om die video te kyk. Ek sien uit om my laaste gear. Dis my kamera. Ek het hierdie kamera gekoop vir die ding. Dit is 'n DJI Osmo Action 6. Hy het onlangs uitgekom. Ek het 'n paar video's op YouTube gekyk en gekoop en die box het gehaal en bietjie met hom rond te speel. Gewoonlik net ek nogals uit as ek goed. Maar ja, hy werk baie goed. Ek het hom net aangesit en hier gaan die video. Ja. Dit gaan nie vir my so kwaliteit nie, maar meer dat dit gedoen is. Maar gelukkig doen hierdie ding al twee soos baie happy met dit. Ja. En ek soek nou nog die hele tyd die ding. Seker cool is dit. Ons is terwees. Crazy. Anyway, so ek dink die kamera is baie cool. Dankie Jous vir Afrika vir sponsoring this. Onthou ek van die pickles. Dis die eerste keer dat ek pickles op al enige event gehad het. En dit het my baie goed laat voel. Ja. Pickles en die pickle juice. Ek het al gehoor van nog nooit geprobeer nie. En dit werk actually. Moet nie bang wees om 'n pickle te draai op reisdae as jy nog nooit het nie. Of miskien moet jy nie na my luister nie, maar draai het anyway. Jy sal leer daaruit of dit nou goed of sleg is. Welkom in Woester. Hier waar die klippe jou sal doodmaak. As dit nie hard is, is dit warm. Of is hard en warm. En skerp. Maar toch baie.